So aan die einde van Vadersdag sien ons oral op sosiale media mooi woorde, briefies, liedjies, gedigte oor 'n pa. Daardie rol en betekenis wat 'n pa in iemand se lewe speel. En daaraan het ons net vir God te dank. God wat deur die Bybel en deur ons lewens, deur ons paas vir ons leer hoe om te lewe. Deur ons vaders vir ons leer hoe om 'n pa te wees, hoe om 'n vader te wees. God wat vir ons lief is, God wat vir ons sorg en ons bewaar, ons beskerm, vir ons alles gee wat ons nodig het. Wat ons keer op keer terugneem en sê, jou sonde en jou foute maak nie 'n verskil nie. Jy bly my kind. God wat 'n hele lewe vir ons gee, sodat ons kan lewe. God wat ons seën in oorvloed, met deernis saam met ons lewe. Ons leer om te vertrou op ons vaders en dat God altyd daar is. Geliefdes, so aan die einde van Vadersdag kan ons nie anders as om God te erken as die een wat dit vir ons leer nie. God wat daardie impak in ons lewens het. En daaraan sê ons nie net dankie vir al ons vaders nie, maar ons sê dankie aan daardie liefde wat God vir ons geleer het. Daar in 1 Johannes 3 lees ons van hierdie ongelooflike groot liefde wat God aan ons bekend maak en vir ons sê, jy is my kind. Ons dank God wat ons Vader is vir hierdie liefde, vir hierdie feit dat ons sy kind is en hy ons Vader is.